verder oor die gedagte dat Jesus op 'n sekere manier na ons kyk. In Jesaja 43 staan daar: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Ek hoop julle het gehoor wat God hier oor ons sê. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, daarom tree ek op 'n sekere manier teenoor jou. Dalk is dit een van die redes waarom hierdie teks vir baie mense geweldig baie beteken. Want God sê dit in geen onduidelike terme nie. Jy is kosbaar. Hy ag jou hoog en hy het jou lief. En omdat dit die waarheid was van Israel, sê God dat hy bereid is om soveel op te offer ter wille van Israel, wat beslis nie die gehoorsaamste van volkere was nie. Maar dit is nie net 'n waarheid oor hulle nie. Dit is ook van elkeen van ons waar. God sien jou ook as iemand kosbaar. Hy ag jou so hoog en is so lief vir jou, dat hy op nog 'n ingrypender manier sy liefde en sorg vir jou gewys het. Hy was bereid om self mens te kom word en homself te gee ter wille van die mense wie hy so hoog ag en as kosbaar beskou. Jesus gee homself vir jou en in jou plek, omdat jy so kosbaar vir God is. En nou is die vraag of ons dieselfde oor onsself dink as wat God oor ons dink. Dink jy is kosbaar in God se oë? Dink jy is iemand vir wie God hoog ag? Dink jy oor jouself as iemand vir wie God so lief is, dat hy bereid was om homself te gee ter wille van jou? Want dit is wat God oor jou sê. Dit is wat in sy hart leef oor jou. En dis die waarheid waaraan ons moet vashou, ook in elke dag wat iets sê van hoe ons oor onsself dink en praat en voel. En dan kan ons ook vandag 'n keuse maak dat ons kosbare en hooggeagte geliefdes van God is. En dit verander alles.